Vanoggend so Wintie ingestap gekom en gesê, kenger of 'n ryer of Pastoor Rita, baie welkom in Enokkie. Ook jy gaan dit geniet. Rabba Shakstein staan met Suster Nanet, die doodheid is hierso. En vanoggend het ek 'n woord van, ek is vry, Christus het my vry gemaak. En as ons dink aan die Paaskonferensie, wow. Wie het 'n getuienis van die Paaskonferensie? Wie het 'n getuienis gesê wat het hy ontvang tydens die Paaskonferensie? Jy kan praat, Pastor. Ek wil net sê, ek het 'n doodheid in my gevoel gekry, as ek vir mense bid, dat wat voorheen gebeur het, as ek mense bid, dit nie meer gebeur nie. En ek het die Here gevra, Here, wys my, as ek verkeerd is, wys my, wat is dit? En die Here het vir my gesê, gee jou alles. Ek sê, Here, maar doen. Ek sê, nee, geen oorvloed. Ek sê, Here, maar doen. En hy wys vir my, dat ek nie. Want, sommige tyd vir die werk, dan is daar mense wat die Here my wys, ek moet hulle bid, dan sê ek nie nou nie. En dan kom die persoon aan my, toe sê ek, kan jy vir my bid. Dan voel ek skaam, ek voel vernederd, want ek het teen God gestaan en God gebyt daar in, en ek kom na my toe, die Sondag, en ek kom na my toe en sê vir my, kan jy vir my bid? En ek sê hierso, en hy sê, ja, dis kom vir jou God, nee, ek is nie. So, kom aan, ons verloop, ons moet ons alles gee. So ek vanoggend gesê, ek kom hier in met pyn, ek het nou die ander pastoor gesê, daar's 'n paar daar in die konferensie wat ek nie wou kom nie, wat ek gewerk het, ek het seker gesukkel met die bed op te kom. Volgende keer moet ek vir na toe ry. Dat elke hobbeltjie wat ek vang, voel of my hele rug mekaar uitskit. Maar as ek hier kom staan, as ek hier instap en ek deur, kom ek nuwe denke, kom ek nuwe wys, ek kom om te ontvang. En die naweek het ek gekom om te ontvang, en die Here het my Sondagoggend weer gewys. Ek is nog steeds, ek het nog van, Here het jy werk op. Halleluja. En die gees wat jy gee, die krag wat jy gee, die werk op. Yes. Ek gesê nee. En Sondagoggend het dit vir my gewys. Mense, ons moet net ons alles gee. Sny die wêreld af. Ons is te vinnig om te sê, maar ons is ook mens. Sny die wêreld af. Die slag wat ons oorgegee het aan Jesus, lewe ons mos nie in die mens nie. Sê nie dat ons is in die wêreld, ons is nie deel van die wêreld nie. So gou as ons hier mense reg kry, want dit is nie so. Dit is die Bybel nie. Dit is jouself. Amen. Ons moet ons mindset reg kry. En ook op mense neerkyk. En mense loop met miskien besware. Ons moet eerder gaan sê, kom ek help jou. Waar kan ek help? Kom ons bid vir hulle. Ek sê baie keer vir mense, jy kan myself maak 'n fout. Maar dan moet jy kom met 'n gebed. Dan moet jy kom met ek wil help. Normaal ek wil help, kom ek vat jou uit. Want as jy kom en jy kom oordeel, maar jy kom hier met jy help, wat doen jy dan? Jy kan judge. Maar dis wat jy kom en sê, Boeta, jy gaan verloor. Kan ek saam met jou pad, kan ek help? Dan doen jy dit. Sodat jy naweek besluit het. Maak nie saak wat nie. Halleluja. Dat jy vir God wees. Hy gaan my nie stil maak. Jy sal ook nie so. Ja. En ek vir julle sê, die Here het vlam met warm aan die brand gemaak vir hom. En dit gaan nie terugdraai nie. Hoor jy, duiwel? Ek weet dit uit vandag, jy sal my nie laat ek Yes, amen. I decided to follow Jesus and I will do it with my whole life. Amen. Everything in me. Come on, let's do it. Yes. Amen. Dan nog iemand? Kom ek wil nou sien, wie van julle is werklik vry? Halleluja. Nou ja, almal weet ek het teruggekom, terug by Maximum, ek het weer by hulle begin werk. En die collega wat saam met my werk, hy is bietjie vloek in die en daai. En met die Paaskonferensie, dankie Here, ek kon hier wees. Laat gewerk, maar of laat die aangekom, maar ek was daar om te deel. En ek het ontvang dit wat ek moet ontvang. Yes. Ek het by die werk aangekom die maandag en die collega van my het uit sy eie vir my gesê, ek kan iets sien wat jy het, wat ek ook sien. Ek kom hier wat by die Paaskonferensie en die Here het hard met my gepraat en ek het baie ontvang, het hom gedeel. Dinsdagoggend by die werk gekom, nou dan kry ons nou al goedes, ek gaan nou nie uitpraat en alles dit nie.
kry ons goedes wat ons nodig het vir die dag en dan ry ons nou van die werk af. Voordat ons ry sê my kollega vir my, weet jy wat, kan ons net gou by mekaar kom of kan ons net hande vat en net geklop by. Dus ek het met wel uitgesoek. Kijk, ek is op maar nie die soetse mannetjie en ek is eerlik as ek sê, ek is nie soetse nie, ek het ook my foute. Want toe hy vir my sê, kom ons bid voordat ons ry en ons vra die seën van die Here oor ons. Dus ek het die veld gesond, sê ek, toch, hoor, al die lof en eer aan die Here oor. Amen. Dit was dus Elsa. Hey, ek kom nog op weer. Ek wil net weet, ek weet nie hoeveel van julle dit ervaar nie, maar die Here het vir my gewys van hierdie groot pot wat besig is om oor te kom. Hy het stoom en hy het alles, maar daar's niemand rondom die pot nie. En dit is vir my 'n bewys dat hier is mense wat daai pot kyk en hulle sien daar die salwing oor daai pot kom en hulle vat dit nie. En die afgelope naweek wat verby is, het ek 'n koppie gekry wat oorloop. Ek kan nie vir julle sê, hy borrel nog steeds. En daai pot wat so borrel, staan vandag hier ook vir elkeen van julle. En daai water is besig om te roer. Dis jou keuse vandag, of jy wil inklim en of jy wil buite staan. Wil jy genesing ontvang, of wil jy wegdraai in dieselfde plek? Halleluja, amen. Dan nog iemand? Niemand nie? Halleluja. Dus jy is vry. Halleluja. Halleluja. Ek dink dit was een van die mees geseënde paaskonferensies wat ons gehad het. Amen. Ek het geherken en ek het bely, ek het vir die Here gesê, Here, ek is skuldig en ek het gaan lê voor hom op die grond en ek het gesê, Here, asseblief vergewe. En die Here het my vergewe en ek weet en daarom kan ek vry loop vandag. Daarom kan ek my hande omhoog loop. Daarom kan ek sê, Here, ek is vry, want Christus maak my vry. Halleluja. Amen. Ek wil gou vir ons 'n stukkie lees uit Luke 17, vers 21-22. Want jy sien as ons nou hierdie gedeelte kyk en ons kan nou kyk van toe ons die woord bedien het, elkeen se woord aan die Elsa wat hierdie stilstemmige vroukie was, toe sy hier by ons gekom het en ewe skielik het sy ontaard in hierdie magtige vrou wat met 'n woordbediening kom wat slaan met 'n eysterhand. So kom pastoor Letitia mamma Peer en sy doen dit. Maar die Here sê vir my, toe hy vir my die woord gee, hy sê vir my, ons is soos die Judas wat ons hande saam met hom in die bak steek. En hy daai woord vir my bly hou. Ek wou al die Saterdag aand gesê het, okay, gaan nie verder gepreek raak nie, want soos wat die woord uitgekom het, was direk in die troonkamer het my die Here sê, ek weet van elkene wat my verraai. Hy het dit vir ons gesê. Hy sê, ek weet van elkene van hulle, maar en met sy opstanding het daar iets met jou gebeur. Jy het vrygekom. Daar's nie meer 'n bondage om jou nie. Tensy jy het nie gevat het nie. Daarom het ek vir julle gevra op, glo julle in die opstanding? Amen. Glo julle dat Jesus vir jou opgestaan het? Glo jy dat hy aan daardie kruis jou sonde weggewas het? Glo jy dat hy op toe hy daai 3 ure rubbish geraak het, dat dit jou sonde was wat ook in hom is, dat jy kan vry wees? As jy kan vry wees, dan gaan jy nie lyk soos of jy by 'n begrafnis is. Ek sê jou vandag, so as jy vandag na 'n begrafnis toe gaan, nee, smile hulle meer op 'n begrafnis as wat ek en jy vandag smile. Dit is ongelukkig nie by jou waarheid. En hy sê in Lukas 17, as ons kyk in vers 21, en hy sê, en hulle sal nie sê nie, kyk hier of kyk daar nie, want die koninkryk van God is in jou. Is in julle. Waar is die koninkryk van God? Hy is in my en jou. Leef ek en jy die koninkryk van God? Is ek en jy werklik vry om hierdie koninkryk van Jesus te gaan uitleef? Want ek en jy moes vandag uitbundig gewees het, is asof hierso, jy miskien net 'n doodste tyding oor hierdie kerk gekom het, vandag in hierdie kerk. In die naam van Jesus bind ek jou, in die naam van Jesus bestraf ek jou, in die naam van Jesus verwerp ek jou uit hierdie tent uit. Amen. As jy hier gekom het, het jy gekom met 'n gees van God. As jy hier gekom het, jy gekom om te sê, ek is vry, want my God het my vrygemaak, want hy vir my en vir jou aan die kruis gesterf.
dit sê jy 'n Judas is. En weet wat? Hy het vir Judas gesê, Vader, vergeef hom, want hulle weet nie wat hulle doen nie. En hy sê vandag vir my in vir jou in vers 21, hy sê, want kyk hier, kyk hier of kyk daar nie, want die koninkryk van God, sy koninkryk leef in my en jou. Ek en jy is die mens wat dit gaan uitleef. Ek en jy is hierdie persoon wat hierdie opgewondenheid in ons moet hê, wat sê, hoorie, ek wil uitgaan om hier die woord van God te gaan verkondig, want hy is die God wat my vrygemaak het. Hy is die God wat my verlos het. Hy is die God wat vir my aan die kruis gesterf het. Ons het nie nog nodig om te wag tot die 17de Mei vir ons volgende uitreik nie. Hoekom moet ons wag tot hy tyd toe? Hoekom kan nie ons die vanoggend gejaboel laat nie? Hoekom kon ons die Here geloof en geprys het soos altyd nie? Hoekom kan ons nie ons hande omhoog gooi nie? Ek het verlede Sondag toe ek vir julle gesê ons sal aangaan en ek sal vir julle Pinkster maak, want ons gaan dans voor die Here en ons gaan die Here se naam groot maak, want dit is wat hy wil hê ek en jy moet doen. Hy sê in vers 22 en hy sê vir die disippels, daar sal daar kom, want julle sal begeer, hoor mooi, julle sal begeer om een van die dae van die seun van die mens te sien, en julle sal dit nie sien nie. Weet jy hoekom nie? Want jy het hom nie aangeneem nie. Weet jy hoekom nie? Jy het hom nie geglo nie. Weet jy hoekom nie? Want jy het gesê, Here, jy het nie vir my vrygemaak nie. Here, ek is nog verbond, ek is nog onder hierdie wette, en die Here sê, as jy onder die wet is, so maak gaan jy onder die wet weer. Hy sê, maar ek het gekom om jou vry te maak. Ek het vir jou gesê, ek het jou vrygemaak van enige wet, want my genade is vir jou genoeg. Hy het gesê, ek lig jou uit die dood uit op. Hy sê, want ek het die dood oorwin. Dit is nie nodig dat jy dit hoef te doen nie. So, hoekom is ek en jy dood? Hoekom is ek en jy dood? Kom ons gaan terug, gaan na Johan, waar is ek nou? Na 1 Korintiërs 9. 1 Korintiërs 9, dit gaan ons gedeelte wees vir vandag. Wat ek glo, ons is vry. Hy koortjie sê, ek is vry. Christus maak my vry. Eers was ek blind, maar nou kan ek sien, want ek is vry. Kan jy werklik sê jy is vry? Let's read from 1 Corinthians 9, from verse 19. Vers 19. Hy sê daar, want alhoewel ek van almal vry was, het ek my aan almal diensbaar gemaak, om soveel van hulle as moontlik te win. Is ek en jy diensbaar? Nou, hy jou hierdie naweek vrygemaak het. Die Here het dit vir ons gedoen oor die 2000 jaar terug. Ons herdenk dit elke jaar. Ek het vir julle gesê, vir my part kan ons die paaskonferensie so goed afstel, want dan moet elke dag in jou lewe 'n paaskonferensie wees. Dan moet elke dag moet hy leef in jou. Nie net op hierdie besondere dag, want ons gaan nou 'n konferensie hou en ons is op 'n high nie. En wanneer jy op die high is, wil jy die Here loop en prys nie. Maar wanneer ek uitstap, as ek hierdie mismoedige ouetjie, hierdie jammer gat ouetjie, wat myself so jammer en goeder, en wanneer ek by God, hoekom? Why you want to be like that? Hoekom as hy vir jou sê, want alhoewel ek van almal vry was, hy sê jy is vry, hy sê, het ek aan almal diensbaar gemaak, soveel as wat ek moontlik kan win. Hoe gaan jy, as jy nie vry is nie, en hoe gaan jy, as jy hierdie dood in jou het, iemand win vir Jesus? Hoe gaan jy vir hom bewys dat jy vrygemaak is? Hoe gaan jy vir hom wys dat hy vir jou gesterf het? Vers 20, hy sê, vir die Jode het ek soos 'n Jood geword, om die Jode te win. Ek kan nie 'n Jood word, ek kan nie dit nie, wat weet jy, nou gaan haal ons goed daai teksie, jy moet nie gelykvormig raak aan soos wat die wêreld die afskyn. Dit is hoekom jy nooit iemand van bereik nie. Jy het nie nodig om soos die wêreld te wees, maar jy het nodig om so toe te gaan, om hulle te gaan haal. So jy moet gaan wandel daar. Dit is wat Jesus gedoen het. Jesus het gewandel tussen die sondaars. Hy het nie soos hulle gewees nie. Hy het nie hulle maniere gehad nie. Nee, so daarom wil ek vir jou vandag sê, skyk net gou bietjie weg jou fyngevoeligheid oor, maar ek kan nie gelykvormig raak as wat in die wêreld is nie. Gaan terug
want as jy nie voel, en vrygemaak is deur Jesus, en hy het jou gestuur, en jy's 'n disipel van hom, en hy het jou gesê, al moet jy soos 'n Jood raak jy 'n Jood, en jy begin hulle te bedien, en jy begin hulle te wen, want jy is vry, en hy sê verder, hy sê, die wat onder die wet is, soos een wat onder die wet is. Het jy al gedink as ons onder die wet was, hoe sou ek en jy geleef het? Dink jy ek en jy sou vandag nog geleef het? Wie wat ons het mekaar al lang al dood gegooi, ons gooi nog mekaar nou met klippe, hoe gaan ons nie mekaar gooi dan nie? Ons gaan kyk. Hy sê verder, hy vers 21, hy sê, wat vir die wat sonder die wet is, soos een wat sonder die wet is, as jy sonder die wet van Jesus van Moses is, wil ek vandag vir jou sê, wandel in sy genade, want hy het dit vir jou gegee, en die ergste is, jy het dit verniet ontvang, hy het dit vir jou aan die kruis gaan doen. Amen. Die enigste prys wat ek en jy moet betaal, is om jou hart vir Jesus te gee. En wanneer jy jou hart vir koning Jesus gee, moet jy ook reg wees teen hom. Want jy het nodig om 'n pad met hom te kan stap. Jy het nodig om te sê, ek wil 'n disipel wees. Jy het nodig om te sê, Here, lei U my, Here, lei my. Oh, halleluja, Rabba Sharabakuanda. Hy sê verse, en al is ek nie sonder die wet van God nie, maar onder die wet van Christus, om die wat sonder die wet is te win. Halleluja. Daardie gebooie van die Here bly nog steeds staan. Daardie gebooie moet in jou ingeplant raak. Iemand het my gesê, maar pastoor, dit is die 10 gebooies in die Ou Testament, toe sê ek van ek is doodreg, hy is. Maar hy is 30 maal weer geskryf in die Nuwe Testament. Gaan soek hom net, bestudeer jou woord. En hy slaan jou harder as wat hy jou geslaan het in Eksodus 20. Dis ongelukkig die waarheid. En hy sê weer verder, vers 22, vir die swakkes het ek soos 'n swakke geword. Wow. Mense, ek wil vandag vir jou vertel, jou hoogmoedigheid gaan jou nergens bring. Ek wil vandag vir jou sê, as jy nie bereid is om te gaan na sy vlak toe nie, ek weet, ja, waar is Joey hulle, almal wat my ken, van Christine hulle, vanaf die dag wat ons hierdie bediening oopgemaak het, toe ek al gekom het, omdat ek is nou 'n pastoor, en ek stap in die tent, en die wit en blou tent nog, as jy kan onthou, hoor ek en Christine, en wat is hy oom se naam? Wat ons die gitaar so gespeel het? Oom Teddy, nee, hoor jy aan oefen ons daar by hulle huis, en goed, ons kan nie iets skeef sien, en kap ons haar ons. Aan kap hy, so ernstig het hy geraak en goed, en hy sê, by Peter, jy moet nou vir jou 'n das dra, Peter, jy moet dit doen, en Peter, jy moet dat doen, en Peter die eerste dag gedoen, toe ek daar instap, die sê die Here, is dit hoe jy hierdie mense gaan bereik. Maar glo vir my wat ek vandag vir jou vertel, daai mense, dit is 'n braak gedra wat 3 sizes te klein is. So alles het uitgedeel. Hulle shushu broekie het hulle op die hangkas gestaan om in te klim. Want hulle anders het nie ingekom nie. So as jy nie na sy vlak toe gaan of haar vlak toe gaan om te sê, jy weet nie wat ek wil 'n pad met jou stap nie, gaan jy dit nie doen nie. As jy by 'n swakke kom, so presies dieselfde met die barmhartige Samaritaan. As jy nie gaan deel wees van dit nie, het jy hom gemis, het jy hom verbygeloop, en jy gaan hom nie weer sien nie. En daarom sê die Here, ek wil vandag vir jou sê, as jy gaan kyk, wat hy gesê het in Lukas 17 vers 22, hy het gesê, as daai dag kom en jy gaan hom nie sien nie, is dit verby. Jy gaan verlang na dit. En hoeveel keer verlang ek en jy nie na dit nie? Hoeveel keer verlang ek en jy nie net om sy teenwoordigheid te beskuif nie? Amen. En dan gaan ek weer vir jou vra, hoekom wil jy dit net op 'n konferensie doen? Hoekom wil jy dit net op 'n konferensie doen? Môremiddag 6:00 die kerkraadsvergadering, ek wil vir julle sê, ek is amper lus om sê vir die kerkraad môre aan, daar's geen konferensie verder in hierdie kerk nie. Want elke dag moet 'n konferensie in jou lewe wees. Elke dag, en as daai konferensie in jou lewe kan wees, het jy 'n probleem. Want dan leef God nie in jou nie. Hoekom wil jy net daai eerste 2-3 dae van die konferensie moet hy in jou leef? Dit kan nie so wees nie. Hy sê verder, hy sê om die swakke te win, vir almal het ek alles geword om in alle geval sommige te red. Hy het alles geword om jou te gaan red. Hy het gesê, ek doen alles wat jy, as jy 'n dwelmverslaafd is, gaan ek wandel tussen die dwelmverslaafdes. As jy 'n hoer is, gaan ek tussen die hoere wees. As jy, wat dit is,
'n alkoholverslaafde gaan ek tussen die alkoholverslaafdes in. Hy het gesê dat ek sal die pad stap om jou te red. Is ek en jy bereid om die pad te stap om iemand te red vir Jesus? Is ek, maar jy kan nie, want as jy nie vry is nie. Amen. En toe ek met die Here praat hierdie week oor die woord, hy bly net vir my sê, jy is vry, maar Christus maak my vry. Wil ek vir jou sê, vanoggend toe ek in die bidkamer sit met die woord, toe sê ek, Here, maar wat is ek van vry? Hy sê, ek het jou vrygekoop. Ek het jou vrygekoop. En jy aanvaar dit. Hy sê, daar is soveel wat sit en sê, ek het dit geaanvaar. Hy sê, wat jou belieg. Ek het jou belieg. Vers 23. En ek doen ter wille van die evangelie, dat ek 'n deelgenoot daarvan kan word. Is jy 'n deelgenoot van die evangelie van Koning Jesus? Is jy? Ons het Sondag, ons het Vrydag aan, Saterdag aan, Sondagoggend bid hier. Wow. Daar was nie een woord wat uit lyn het is nie. Maar elke woord het so in lyn geskuif. En as jy het gevat het, wil ek vandag vir jou sê, was jy nog nooit vry was, jy sou jy nou vry gewees het. Jy sou opgewonde gewees het vir Jesus. Jou probleme sou jou nie geoorheers het nie. Het sou nie. Ek gaan weer sê wat ek altyd sê. Sagaria 4 vers 6, dis 'n maklike teks, nie hoor wat ek julle vertel. Nie deur krag en geweld nie, maar deur sy soet heilige. Dit is nie maklik nie. Ek het al vir die Here gesê, Here, hierdie teks stink. Want my tyd moet beter vinniger wees as die tyd. En dit werk nie. Maar hy het gesê, as ek jou vrygemaak het, ek jou vrygemaak op my tyd. Hy sê, ek het jou rein gemaak op my tyd. Sister Nanette het vanoggend gesê, Psalm 51:19, en sê vir jou, ja, Here, ontsondig my met hyssop, reinig my met hyssop. Hy kan jou reinig met hyssop. My broer, my sussie, en ek wil vandag vir jou sê, en as hy jou gereinig het, as hy jou aangeraak het, en ek dink toe sommer dadelik, ek dink ons het oor dit gepraat, daai Sondag, as jy gedink het aan die deurkosyne wat met die hyssoptakkie met die bloed besmet sodat die doodsengel moet verbygaan, maak jou toe met die hyssoptakkie sodat die doodsengel wat nou in jou leef kan wyk in die naam van Jesus. Want hy sê, terwyl jy dit in jou gaan leef, het jy 'n dood in jou, het jy doodheid in jou. Ek wil vandag by jou sê in die naam van Jesus, hy het gesê daar's oorwinning in sy bloed, daar is genesing in sy bloed, daar is herstel in sy bloed, in die naam van Jesus. Hy sê vers 24, weet julle nie, dat die wat op die baan hardloop, wel almal hardloop, maar dat net een die prys ontvang nie. Hardloop so, dat julle sekerlik dit sal behaal. Het jy het behaal? In die weermag het hulle sê ding van, jou vinnigste man, is so vinnig wat jou stadigste persoon is. Ken julle daai gesegde? En as jy hier vooruit gehardloop het, jy kom af en by toe kom af voor, jy steers te oor, dan sê jy, ja, gaan jy weer. En jy kon dit nooit verstaan, nou kom as jy weer gehardloop het nie. Want jy het nie gewag vir jou maatjies nie. Jy was nie bereid om te help nie. Jy het daarby geval het, nou jy weer opgetel het nie. En ek wil vandag vir jou vertel, as jy gaan kyk na die wedloop van Jesus, as jy op jou eie wil hardloop, my broer en my suster, gaan jy ergens ons die pad verloren gaan. Amen. Ons het mekaar nodig. Amen. Ons het mekaar nodig. Amen. En as ons ergens aan die pad verloren gaan, my broer en my suster, wie gaan jou optel as jy alleen is? Wie gaan jou aanmoedig? Wie gaan jou aanmoedig? Dis tyd. Dis tyd om voor sy voete te kom. Here, hier is ek. Here, raak my aan. Vader, ek glo in one touch. Ek glo in daardie gedeelte wat die Here jou net met een touch kan aanraak, jou lewe kan verander en jou kan vrykoop van dit wat jou probleme is. En jy moes dit al lank gedoen het. Ek verstaan nie wat die Here met my probeer sê. Ergens is toe wil ek kom om vry te raak. En ek wil vandag vir jou vertel, my sussie, jy gaan nie sommer vry raak,
as jy nie voor sy voete gaan nie. Ek dink sommer net aan Maria. Toe sy al voor Jesus se voete gaan lê. En met haar trane het sy Jesus se voete gewas. Ons het verlede Sondag voete gewas. Ek dink ons kyk te min na voete. Ons voete wys vorentoe. As 'n toekoms. Hy wys nie agtertoe. Maar ek en jy wil daar gaan dwel. Ek en jy wil in die verlede gaan bly. Ek en jy wil daar gaan lê. Ek en jy wil gaan broei daarso, want dit is te lekker. Want dis wanneer die jammerheid oor uit jou kom. Wanneer jy wil bejammer. God sê nee, ek sal vir jou optel. Ek sal jou toemaak met my liefde. Ek sal jou toemaak met my genade. Ek sê wie hy wil jou vrymaak. Jy het nie nodig om met dood in jou te loop nie. Jy het nodig met 'n opgewondenheid, met 'n gees van opgewondenheid binnekant jou te wees. Hy sê, elkeen wat aan die wedloop deel en onthou hom in alles. Wanneer jy in hierdie wedloop is, kan jy nie hardloop sonder Jesus nie. Jy hardloop met hom binne in jou hart. Jy hardloop hom binne met alles wat jy doen. Maar voordat jy wegspring, moet jy weet dat hy's binnekant in jou. Enige atleet glo in homself. Hy weet ek kan die beste doen, want ek het die beste gegee. Dis dieselfde met Jesus. As jy nie jou beste vir Jesus gaan gee nie, hoe gaan jy hierdie wedloop kan hardloop? Hoe gaan jy kan vrykom in sy naam? En as jy so 'n oorgawe te maak. Amen. En as jy nie hy oorgawe maak, het jy moeilikheid. Het jy moeilikheid. Verlede naweek, ek kan nie stil staan nie, ek wou net gedans, het julle dit gesien? My ma, ek het gespring, ek het kere gegaan, wat ek nooit doen, maar ek het net lus. Ek het net lus om voor hierdie God van my te gaan dans, om te aanbid, en om te sê, Here, hier is ek, gebruik my magtig in die naam van Jesus. Maar weer, dan sê ek vir jou, en elkeen wat aan 'n wedloop deelneem, onthou hom in alles. Onthou ons vir God in al ons dinge. Want ons lewe is 'n wedloop. Ons lewe is 'n wedloop. Partykeer word ons getrip. Jy val oor jou eie voete. Jy val jou mondstuk, jy val jou tande uit. Maar weet wat? Jesus stel jou weer op. Amen. Jesus stel jou weer op. Hy sê verder, hulle nogal om die werklike krans te ontvang, maar ons die onverwerklike. Wat se krans wil jy hê? Wat se prys wil jy hê? Ek wil die ewige lewe hê. Ek wil daardie wenpaal behaal, wat die ewige lewe beerwe. Ek wil in daardie wedloop wees, wat ek weet, wanneer ek oor daai wedpaal gaan, dan gaan ek by Jesus wees. Amen. Wie van ek en jy kan vandag met sekerheid sê ons gaan na hom toe? As hy nou kom. Nou. Wie van ek en jy kan dit sê? Ek dink is maar die beste wat die woord sê, ons moet streef na heiligmaking. Want ek en jy gaan dit nooit wat ek kon het volmaak nie. So ek wil vandag vir jou sê, as jy nie gaan streef na dit nie, as jy nie gaan streef na hierdie heiligmaking toe nie, om hierdie om daardie wedloop te kan hardloop, om te sê, Here, ek wil hierdie kroon van U ontvang, in die naam van Jesus nie. En wanneer jy hierdie kroon van Jesus ontvang, wat doen jy met hom? Want ek en jy het reeds 'n kroon ontvang, die dag toe jy hom aangeneem het as jou saligmaker en verlosser. Ek en jy het hom reeds ontvang, die dag toe hy vir ons aan die kruis gesterf het. Die dag toe hy gesê het, dit is volbring. Vader, in U hande gee ek my gees oor. Vader, dit is volbring. Toe het hy gesê, ek gee vir jou klare kroon. En wie wat? Hy het ook 'n kroon gekry. Het julle geweet? 'n doringkroon. Wat 'n kroon gee vir my en jou? Hy gee jou nie 'n doringkroon nie. Dis ek en jy wat verruil vir 'n doringkroon. Ja. Ek en jy verruil dit vir 'n doringkroon. So wat 'n wedloop hardloop ek en jy werklik? Wat 'n wedloop? Ek glo in lofprys en ek glo in aanbidding. Ek glo in worship. Julle, I worship.
Want hoe nader jy aan God beweeg, hoe meer is die kettinge besig om af te val. Hoe nader jy aan God beweeg, hoe meer is die boeie besig om af te val. Amen. En net voor ons 'n deurbraak kry, ag gee ons op. Dis die waarheid. Ek was daar. Ag nee, Here, ek is nou te lank op my knieë. Ek staan maar op. Ons moes nog net 1 tree uitgehou het. En as ons 1 tree uitgehou het jy daai oorwinning behaal. Jy daar uitgestap en jy is die vryste mens wat daar ooit kan wees. Hoor wat ek vandag vir jou sê, niemand kan jou terugvat na daai plek toe nie behalwe jy jouself. Daarom sê Romeine 8, ons kan dit gaan lees, want dis my favorite. Dit was my heel eerste preek wat ek met Dominee Stoemke baie jare op die grens uitgewerk het. Julle Christus Stoemke, jy's daar net te naaf, julle kan hom gaan vra. Hoor net wat sê. Dis die oorwinningslied. Hy sê, wat sal ons dan van al hierdie dinge sê? As God vir ons is, wie kan teen jou wees? Hy sê, hy wat self is hy seun gespaar het nie, maar vir ons almal oorgegee het, sodat hy wat saam met hom ons ook alles genadiglik skenk. Wie sal die beskuldigings inbring? Amen. Niemand kan hy goed inbring nie. Dis jy wat dit toelaat. Sny dit af, sny dit af. Amen. Is daar nie 'n koortjie wat sê sny dit af nie? Ja. Sny dit af, sny dit af. Sny dit af. Jy weet daai Valiant poppies. Daar wat agter die Valiant is. Sny dit af, sny dit af. Hak vas man. Hak vas. Hy sê vers 33. Wie sal die beskuldigings inbring teen die uitverkorenes van God? Niemand kan dit doen nie. Ek sê vandag vir jou die naam van Jesus, tensy jy dit aanvaar. Want hy sê vir jou verder. God is die wat regverdig maak. Wie is die wat oordeel? Christus is dit wat gesterf het, ja meer nog. Kom ons gaan net so verder. Hy sê, wie sal ons skei van die liefde van Christus? Amen. Wie? Heerlik nie, daar is jy jouself. Ja, jouself. Jy jouself. Maar wie wat, dis Christine se skuld dat ek is wat ek is. Dis Elsa se skuld omdat sy sweetjies spook is binne sy preek en ek slaap. Dit is. Dis Norman se skuld omdat ek pap is. Verstaan? Hy sê, wie kan jou skei van die liefde van God? Verdrukking of benoudheid of vervolging of honger of naaktheid of swaar. Ek wil hierdie goed vir jou lees, want ek en jy neem dit nie in nie. Soos geskrywe is, om u ontwil word ons hele dag gedood. Ons is gereken as slagskape. Hy sê, maar in al hierdie dinge is ons meer as oorwinnaars in Christus. Amen. Is jy oorwinnaar? Want as jy oorwinnaar is jy vry. Wie is jy vry nie? As jy oorwinnaar is jy vry. Hy sê verder, hy sê, want ek is verseker dat geen dood of geen lewe of engel of owerhede of magte of teenwoordige dinge of die hoogte of die diepte of enige ander skepsel ons sal kan skei. Ons wat die woordjie ons uit, wat my sal kan skei van die liefde van God. Ek weier. Weier jy? Vat jy jou liefde terug van Jesus? Dis jou keuse. Want ek wil vandag vir jou sê, jy gaan nooit vry wees. Ek en jy gaan terug gaan na Lukas toe. Wat hy gesê het. En dan sy disciples, en hy sê aan Piet, en hy sê aan Norman, en hy sê aan Sorita, en hy sê aan Christine, en hy sê aan Nanette en aan Juliette, en hy sê, daar kom daar wanneer julle het sal begeer. Om een van die dae van die seun van die mens te sien, en julle sal dit nie sien. Ek en jy mis dit. Want ons het ons laat vry maak. Het jou gedooi. Die naweek wat verby is, toe nooi jy jou. Matteus Romeine 6 vers 4, toe sê vir my, kom saam met my en word gedoop. Kom sterf saam met my, maar ek wil nie saam met hom sterf nie. Want hoekom wil ek doodgaan? Want dit wat ek nou in my lewe het is lekker. Hy
Hy sê, al wat ek vra van jou, sterf net een keer saam met my. Sterf net een keer saam met my. Nie dat iemand jou joy steel. Help. My God sê het vir my, hy sê vir my, en ek het geskrik toe ek vanoggend vers 22 lees, en hy sê, en die seun van die mense sien, en julle sal dit nie sien. Waarom waarsku my vir my? Ons sal dit nie sien. Jy gaan dit miskien sien, maar ek gaan dit nie sien. As ek hierdie dinge in my lewe gaan toelaat, dat ek weier. Jy het dit voor. Jy het dit. Hy sê vir my in Romeine, die oorwinningslied, as ook my genoem word, die oorwinningslied. En daardie oorwinningslied moet in jou lewe leef. Daardie oorwinningslied is hy wat jy gaan uitleef na buitekant toe. Want wat gaan jy vir daai mense daar buitekant vertel? As jy hulle vertel, jy is vry, vry, vry. Hoe gaan Jesus sy liefde aan hulle openbaar? Gaan jy vir hom kan vertel? Geen dood, geen engele, geen owerhede, al magte en al die dergelike dinge gaan hom kan skei nie. Is dit so? Ja, dit is so, man. Hoe lyk jy so? Hoe lyk jy so? Ek dink ons het net weer tyd nodig om terug te kom by sy voete. Ek dink ek en jy het tyd nodig om net om weer te gaan begin aanbid. Vers 27 in 1 Korintiërs 9. Hy sê, maar ek kastei my liggaam. Ek maak my liggaam seer. Jesus se liggaam is gebreek gewees vir my en jou, om ons vry te maak. Wat sê, maar ek kastei my liggaam en maak dit diensbaar. Is jy diensbaar vir God? 1 Korintiërs 9:27. Hy sê, maar ek kastei my liggaam en maak dit diensbaar, dat ek nie miskien terwyl ek vir ander gepreek het, self verwerklik sou word nie. Ware woorde. En sodra ons aangevat raak, wat doen ek en jy? Hardloop jy altyd weg hier, want ons wil altyd nog so houkie inkryp, jy wys oor ek is ek kan een harde slaan as wat jy slaan. Ja. Here, vat hierdie liggaam van my. Here, maak hom diensbaar. Dat hulle kan sien en ek vir ander mense bedien hier in my lewe. Want hy het nou vir my in Romeine beloof, niks kan my skei van sy liefde. As net een persoon as jy jouself. En dat is 'n choice. En dat is 'n choice. Ek weet ek se plaat wat vashak op dit. Jou lewe is 'n keuse. Jou keuse is jou keuse. Niemand kan dit vir jou maak nie. So wat is jou keuse? Wat is jou keuse? Orbiet, dood of vry? En verlig saam met Jesus. Toe mama Beer so gepraat het Saterdag aand en sy praat van die 352 of 51 getal en sy praat van die 9, ons praat van die 39 houe. Kom ons kom net terug na die 39 houe toe. En die 39 houe staan vir die 39 hoofsiektes in ons lewens. En ons dink, en ek dink aan, ek en jy mou net as ons 'n hoesie het. Want as ons hoes, as ons borsie het. Of as ons kopseer het. Of as ons kopseer het. Jy weet, dis 'n paar drak Eriks in hierdie gemeente. Christine, hoeveel pille drink jy nou op 'n dag? 40. Joey drink 66. Julie het 900.
'n kopseer. Ook vra nie vir die Here om dit aan te raak nie. Dit is nou maar net 'n joke. Maar verstaan wat ek bedoel? Dit is wat Jesus wil hê. Hy het daai houe verby en vir jou gevat om sodat ek en jy kan vry wees. Maar nee Here, ek kan nie vry raak nie want Here, ek het dit nog in my lewe. Here, ek het nog dit in my lewe. Here, ek het nog dit en ek het nog dat. En dan sê ek nie vry. Wanneer maak ons die oorgawe om te sê ek wil vry wees? Wanneer maak ek en jy die oorgawe? Is nie maklik. As alles is moontlik. Hy wil hê jy moet vry wees. Hy wil hê jy moet 'n pad met hom stap. Hy wil hê jy moet hand aan hand met hom stap want hy sê ek is jou bruid, God. Want jy is my bruid. Verlede Sondag toe Joey weer so dans met daai vlerke en ek kyk en so en ek dink toe in myself, wow. Langer terug na my vrou toe sy gedans het met daardie vlerke wat klink en white salad wat Joey gedans het of Only the Blood. En ek dink by myself, Here, met daai vlerke beweeg ons die gees van God. En dis hoekom ek gevra het aan haar geprys en worship, gebruik julle vlae, begin die gees van die Here te beweeg, want dit is wanneer ek en jy begin vry raak. Dis wanneer die gees van God begin beweeg tussen my en jou, en dit is wanneer hy op by jou kan kom stil staan en te sê dat ek jou bedien. Maar ons doen dit nie. Daar moet altyd gevra raak, daar moet altyd gesmeek raak. Daar kom niks uit ons eie uit nie. Daar kom nie 'n ding sê spontaan, daar is die regte woord spontaniteit. Dis reg reg. Hy spontaniteit wat te sê, hoor jy, ek wil dit vir Jesus doen. Ek wil dit vir Jesus doen. Ek beloof vir julle, julle kan baie keer aan my bidkamer gaan by my werk. As jy al ingaan, ek kan nie stil staan nie, ek wil net die Here loop, want ek kan dat nie man se chommies op daai plek. Ek beloof vir julle. Dis die wonderlikste gevoel om maar in te kan stap en jy's vry en jy kan hier die Here loof en prys en jy kan sy naam groot maak, jy kan haleluja skree. Glo vir my, ek gee nie hel om wie om my is daar binne in die kantore nie. Hulle kan my maar hoor, ek het hulle gesê ek invite julle om saam met my te kom. Want hoe meer ons gaan weet, hoe groter die eenheid is, hoe sterker is die mag. En wanneer daar mag is daar krag. En wanneer daar krag is daar gees. En wanneer daar gees is dit God vir ons. Maar ek kan jy gebruik het. En dis hartseer. Want ons wil nie vry wees. Ja. Ons wil nie vry wees. Partykeer sê ek vir die Here, het julle al op 'n punt gekom, ek het julle vertel dat ek so lank in afsondering was, en die Here vir my kom gesê, ja, die antwoord, en sê vir my, ja, jy is die probleem. Sê ek vir Here, dis die regte antwoord, toe gaan ek weer terug na my binnekamer toe, en elke keer kom en sê, jy is die probleem. Jy staan in die pad van die mense wat na my toe kom. Jy wil altyd dit doen, jy wil altyd, dis nie lekker om dit te hoor. Maar soms moet ons dit hoor, om ons fokus terug te kry na Jesus toe. Om ons fokus te bring om in lyn van hom te kom. Is jy in lyn met God? Is jy vry om saam met hom te beweeg? Sien jy kans? Waar is hy song? Ek sien kans vir môre. Ek sien kans vir môre. Ek sien kans vir môre. Ek kan nie sing omdat hy leef. Sien jy kans vir môre? Ek wil jou vandag vra. Sien jy werklik kans vir môre? Jesus sê, hy wil jou vandag vry maak. Hy wil daai dood wat nou in jou is, wil hy wegvat. One touch. One touch. Just allow him to do it. Weet al wie is dit? Weet al wie is dit? Of nee, kom ons, as jy voel daar is doodheid in jou, as jy voel daar is restaurasie werk, kom ons kom hier voor. Kom sê, Here, asseblief,
Dit wat vanoggend gebeur het is klaar. Dit gebeur nie weer in my lewe nie. Daai doodheid is nie meer hierso nie. Ek is 'n opgewonde mens want ek is vrygekoop deur die bloed van die lam en U het my vrygemaak want Christus leef in my. Amen. Christus leef in my. Amen. En jy kan dit doen. Jy kan dit doen. Zani, halleluja. Sorry. Of nee. De master is calling. Asseblief. Ek wil julle nooi vandag. En ek beloof vir julle hierdie hele week praat die Here met my oor hierdie gedeelte van jy is vry. En Christus het jou vrygemaak. Maar dit gaan alles oor aanvaarding. Aanvaar ek dit in my lewe. Jy het nodig om voor Jesus se voete te kom. Nie voor my voete of iemand anders se voete nie. Voor Jesus se voete. En vir hom te sê, Here, hier is ek. You touch me today. You touch me today. Lord, that is why I'm here. I want to be touched by your Spirit. And know the Spirit of the Lord is dwelling among us. He is here. He's here. Amen. If you don't feel it, you don't open it. Amen. So what do you do? Open your heart. He's calling you today. The Master is calling. Ek weet nie of dit is presies wat die Here wil gehad het nie. Maar ek weet, hy het gesê, ons moet vrykom. Want hy wil ons uitstuur om te gaan werk. Hy wil ons uitstuur om te gaan werk. En hy kan ons nie gebruik. Hy kan ons nie gebruik. Want ons is nie bereid om diensbaar te maak. Maar sodra ek diensbaar is, dan kom iemand en tja. En dan kom jy net in gesprek met Koning Jesus. Sê, Here, vanoggend wil ek net by U wees. Here, vanoggend wil ek net hê U moet my aanraak. Asseblief, Koning Jesus. Here, ek wil vir die Jode, dat soos 'n Jood wees om hulle te gaan wen vir U, Here. Here, vir daai siekes wil ek onder aan siekes inbeweeg, Here. Laat my hande kan uitsteek, dat ek kan bid vir hulle, Here, en genesing sal bewerkstellig wees, Here. Here, en as hy swak is, as hy wil opgee, Here, moet my lewe gaan getuig, Here, van die opstande, van moed, van die genade. Here, baie keer dink ek om die voor te staan en die woord te bedien, is net maklik, Here, ek bedien dit wat U vir my gee, Here, maar Vader, die ergste is, Here, dit is so van toepassing op my eie lewe. Want almal dink hierdie man wat hier voor staan, die pastoor, die priester, die predikant, wat ook al, die evangelis, van die profeet, net wat jy hom wil noem. Here, ons dink altyd, Here, hierdie is hierdie perfekte mense, Here. Dan is hulle ook die mense wat die meeste probleme het. Maar Here, in Romans 8, you tell us. Die sê vir ons, Here, in Romans 8, hy sê, want ek is verseker dat geen dood, of lewe, of engele, of owerhede, of magte, of teenwoordige toekomende dinge, of hoogte, of diepte, of enige ander skepsel, ons sal kan skei van die liefde die Here. Ek wil eintlik vir jou vandag sê, skuif dit uit jou lewe uit, wat jou poot. Skuif dit uit jou lewe uit wat jou trip. Skuif dit wat uit jou lewe uit, want terwyl jy die wegloop is, onthou julle, in rugby en hardloop agter mekaar, rukkel hom so aan die trui en trek hom terug en sê, hey, kom bietjie terug. Skuif hom uit jou lewe uit. Vat die oorwinning in Christus.
van daai oorwinning. Jy is meer as 'n oorwinnaar. En sê, of weet ons dan nie, hulle wat God lief het, alles ten goeie van die Here werk. Here, dis nie die waarheid nie. Ek weet dis nie die waarheid nie, want dis omdat ek en jy nie glo in daai waarheid nie. Dis omdat ek en jy het nou gedoen wil hê. Nou. Maar God sê my tyd. My tyd. Waar staan jy met Jesus? Waar staan jy met Jesus? Kan jy jou hande oplig en sê, Here, ek is vry? As jy verseker is, jy is vry, kom staan op. As jy verseker is, jy is vry, staan. Ek dink as sing ek en jy uit koortjie, a cappella, ek is vry, want Christus maak my vry. Maar net as jy vry is. Net as jy vry is. Halleluja. Is jy reg? Ek is vry, vry, vry. Christus maak my vry. Eers was ek blind, maar nou is ek dan ek is vry, vry, vry. Ek is vry, vry, vry. Christus maak my vry. Eers was ek blind, maar nou kan ek sien, want ek is vry, vry. Kom weer ek hier. Ek is vry, vry, vry. Christus maak my vry. Eers was ek blind, maar nou kan ek sien, want ek is vry, vry, vry. Kan jy het beleef? Kan jy het beleef vandag? Dat jy vry is? Halleluja. Amen. Halleluja. Ek wil vandag vir jou bemoedigende woord gee vir my sussie. Gaan bestudeer Romeine 8, die oorwinningswet. Dis 'n belofte, een van die grootste beloftes wat hy ooit gemaak het. Wat hy vir jou sê, wat sal ons dan van al hierdie dinge sê? As God vir ons is, wie kan teen ons wees? Niemand kan teen ons wees. Want jou God is vir jou. Halleluja. Amen. Here, ek hoop, Here, hierdie woord wat U vir my gegee het, ek vir U reg gebring. Want die druk het en die druk het en die druk het, Here. Jy weet ek het al weggeskram van dit af en bring U het weer terug, Koning Jesus. Dan sê U vir my, kom jy maar weer 'n bietjie terug. Want dit is waar ek jou wil hê. Ek wil U loof en ek wil U prys. Here, dankie dat ons hande omhoog kan gooi en sê, Here, ons is vry, 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 wat U het dit vir ons bewerkstellig, Here. Here, dankie dat ons kan erken, dit is U, Here, en niemand anders nie. Here, maar die belangrikste aspek is, Here, is om U te erken in ons lewens, Here. Om te erken dat U wat U vir ons gedoen het, Here. Dit te bely met ons mond, Here. Hierdie tweesnydende swaard van 'n tong, Here, dat hy sal uitkom en hy gaan lewe spreek, Here. Hy gaan spreek van die woord van God. Hy gaan spreek van die vryheid wat U vir ons bewerkstellig het. Hy gaan spreek van dit wat U gedoen het aan die kruis, Here. En hy gaan spreek van waar U opgestaan het, want die graf is leeg. Here, sonder U sou ons dit nooit kan doen. Dankie vir hulle, Here, wat U tyd uitgekoop het, Here, om saam met ons by mekaar te kan wees, saam te kan kom met, Here, en te kan sê, ek wil saam met U 'n pad stap. Here, hier waar jy kan niemand dwing nie, jy kan nie met iemand op 'n kant staan nie, Here, maar die mooiste gedeelte is, Here, U kan dit doen met one touch. U kan daai mindset verander. Vanoggend toe ons gebid het, Here, toe vra ek, Here, verander ons mindsets. Here, neem ons minds gevangenskap, want hierdie mind van ons is die mind, Here, wat ons vat na verderf toe, Here. Want ons laat toe dat hy met ons woer speel. Maar ek het gekies, Here.
Die mindset van die Heilige Gees. En laat hierdie mindset van die Heilige Gees, Here, in U wandel. In U wandel. So ek vra U vandag, Koning Jesus, wat nog hele minds verander het. You touch him this morning. I want you just to touch him, Lord. One touch. One touch. Here, baie keer ek het nou so rukkie terug gehoor, hoe iemand met my gepraat het, en sê hulle, ja, pastoor, al wat julle wil oor praat is oor verskonings. Julle wil dit en julle wil dat. Here, maar dit is waaruit ons lewens bestaan. Is verskonings om onsself te regverdig. Wanneer bring ons U na vore, Here? Wanneer begin ons U te regverdig in ons lewens? Wanneer staan ons bietjie terug wat U nader kom, Here? Maar dis wat ek wil hê, Koning Jesus. I want to walk the walk with Jesus Christ. I quote wat sê, I have decided to follow Jesus, not turning back, not turning back. Here, dit is so awesome quote, maar is een van die moeilikste quotes om uit te voer, Here. Want as jy verder gaan, dan sê ek vir jou, the cross before me and the world behind me. Here, ons swaai dit so maklik om. That the world is front of, before us and the cross is behind us. O Here, by baie gevalle is die kruis agter my, want die kruis is leeg, want U hang nie meer nie, Here, want U het opgestaan. Daarom is ek vry. Daarom kan ek beweeg. Maar wat my bekommerd maak, Here, Here, is daar die gedeelte in Lukas 17:22, wat sê, daar gaan 'n dag kom, wat ons gaan verlang, om in die teenwoordigheid van U te gaan wees, en ons sal dit nie sien. Ons sal dit nie sien, Here. Maar ek wil hê, Here, U moet my help. Want ek wil dit nie mis nie, Koning Jesus. I don't want to miss it, Lord. I don't want to miss it. You touch this morning, Lord, you touch. Maak hulle gemoed ligter. Here, wat U sê, U las is ligter. Kom na my toe, almal wat bemoeid en belas is. Maar Here, is daar nog 'n plek in die lewe vir my? Here, want daar is soveel mense wat na U toe kom, maar Here, is daar nog net een plek nie. Net een plek. Sal ek sê, soos Mama Beer sê, Pastoor Penny met sy taxi. Here, het U ook 'n taxi wat nog een sitplek vir my is, Here. Sit nie moment ons aan die bestuur van die taxi, Here, wat ek kan nou denk. Halleluja, Jesus. Halleluja, Jesus. You are calling, Lord, the Master is calling, the Master is calling. Terwyl ons so innig is, Here, wil ek sommer bid vir Ryan en vir Angie, Here, ek bid vir klein Adriel, Here, wat so siek is. Ek bid vir hulle omstandighede. Ek bid vir Angie wat haar werk verloor het, Here. Ek vra, Here, U help hulle, U tel hulle op. Here, U weet hulle is getroue mense aan U, Koning Jesus. Ek breek daai siektes in die naam van Jesus. Ek spreek lewe in oorvloed, Here. Here, ek dink aan Tannie Hetty. Ek dink aan oom Mani, wat so die mekaar raak, Here, van die Alzheimer's. Here, ek kry ons so jammer, as ek net aan myself dink, hoe ek al gevoel, met my geheue, Here, hoe moet hy nie voel, Here, so verlore. Dat dink ek nie eens aan Pastoor Rita se moeder nie, met oupa Nols nie. Here, daar is soveel van ons wat siek is, dit gaan nie net oor 'n griep of 'n virus of wat ook al, Here. Dis genesing wat moet bewerkstellig raak in hierdie tempel van U, Here. Miskien is dit weer tyd, Here, dat U in ons lewens inkom. Here, maar U moet, ek het al
gesê, Here, U moet rondom beskof raak, Here. Sê soos ons Tola sê, Here, ek is 'n rekkie en ek is rond en ek is onbeskof. En die stap in ons lewens is, klap ons, Here. Ruk ons voor die bord. Maak ons wakker, Here. Maak ons wakker. En so wat hier in daai tempel ingestap het, het al hierdie tafels omgegooi, die geldwisselaar, die diere, die duiwe, alles uitgejaag. Jaag dit uit ons lewens uit. Jaag dit uit, Here. Halleluja. Halleluja. Here, ons het dit nodig. Ons het dit nodig, Here. Ek bring die EFCHL Ministry Care Center na U toe vandag. En ek bind elke werk van die vyand, demoniese mag, jou dood, ruk ek, want jy is reeds oorwin aan die kruis. My God het jou geoorwin. Die dood is oorwin in 'n diep slaap. En ons kan opstaan. En wanneer jy slaap, raak jy wakker, jy staan op. Dis wat my God gedoen het vir my en jou. You touch this morning, Lord, you touch. Hallelujah. Hallelujah, Jesus. Lord, pick us up, pick us up. We need it, Lord, we need it. You are so worthy, Lord, so worthy, so worthy. Yes, Lord, yes. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, Jesus. Hy koortjie wat sê, U is waardig om op die ooit, dat ek is so mal oor dit, om dit te kan sê, want U het my waardig gevind om my lief te hê. Om my duur te betaal met U bloed vir my lig, my lewe. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, Jesus. Send down the rain, send us the rain, Lord, send it, send it, send it. Send us that letter rain, send us the Holy Spirit, Lord, send us the Holy Spirit. We need that Holy Spirit, Lord. Sometimes we misplace the Holy Spirit. That's what we do, Lord. We misplace it so that we can bring back the world in our lives. As it for Jesus. Here sê nou waar ons met mekaar het sal gaan. Bring ons vanaand 6 weer terug by mekaar. Om meer van die woord te kan leer. Meer van die woord kan ontvang. Daar waar ons die naam gaan groot maak, Here. Met prys en worship vanaand. Ons net, Here, U weet hoe ons net is. Ons net lekker saam gaan bid. Miskien is daar iets wat ons moet gaan oordink. Holy, holy, holy. Holy, holy, holy. Dankie daarvoor, Koning. Dankie daarvoor. U is, U was, en sal altyd wees. Seën elkeen van hulle, Here, wat in hulle eie verskillende rigting sal gaan. Beskerm hulle, Here, ek maak hulle toe op die tom met U bloed. Ek seël ons opnuut af met 'n kringvuur van die Heilige Gees. Ons dank U daarvoor, Here. Ons dank U, ons dank U. Ons bid dit in die almagtige naam van Koning Jesus. Halleluja, halleluja. Amen en amen. Baie dankie. De afkondigings, dinsdag aand
bietjie Bybelstudie. Amen. Bring julle versies. Kom ons sit saam om die tafel en ons gesels daaroor. Dan Woensdag aand weer in die huis van die Here. Gaan ons lekker bid. Geen verskonings nie. Die storm kan buite wees, ons gaan vrede in die tent hê, okay? Amen. Right. En dan, maar nog met 4. Ek sal nou vir ons sê. En dan vra ons net vir die susters om 'n bietjie agter te bly. Joey wil met julle gesels. Ons gesels, kies. Stil vir daai julle. En dan Sondag kom ons weer in die huis van die Here. Doen ons dit weer van voor af. Weer. En dag nog maar die een van die weer. Okay. En dan enigiets anders wat ek nou gemis het. Leiersvergadering nou Maandag, 16 in die laatwesie, Frikkie in die laatwesie. En dan ons 'n bietjie lekker kuier. En Frikkie wil graag iets sê vir die manne. Hey manne, ja, Saterdag is weer eerste Saterdag van die maand. Maar ek het nou gekyk op die weer, hulle voorspel weer reën vir daai dag. En Vrydag aand is 95% reën. Pastor Terry, as dit reg is, kan ons dalk die aand van tevore net 'n call maak. Of ons dit gaan bywoon. Nou dalk nie ons kom in dit reën nie. Okay, ek sal op die groep daar net adverteer vir almal. Of wanneer ons moet kom haal en ons gaan, dat weet my net. Okay, baie dankie julle. Dankie nou net. Dan sien ons julle vanaand. Wees geseënd. Kom terug met 'n goeie hart. En ek dink dan gaan ons groot. Groter is nou. Amen. Offergawes? Julle liedjies sing. Hier is 'n jabula, so dat we kan lekker jabula bietjie. As ons vra my nou wat se vers om te by mekaar kry, is nog steeds dieselfde. Ons praat oor die koninkryk van God. So kom ons steeds met daai verse en ek hoop julle gaan nou ekstra bysig dit wat julle reeds by mekaar het. So baie. Kom ons eindig met 'n Hey, my sonde, dat ek liefde vergeef. Ek was verloren, maar deur sy bloed is daar nou